Hallo, goeiemôre, good morning. Baie dankie Pieter. Ons het jou al van vroeg vanoggend af gehoor. Ja. Lekker, daar Stem is opgewarm, het jy gehoor? Stem is reg om te gaan. Ja. Baie welkom by die tweede laaste program vir die jaar. Ja, nou voor ons wegspring daarmee, wil ek eers hoor oor watter hoogtepunte vir julle uitgestaan het vanjaar. Ek dink daar's baie gewees, daar's 'n paar. dink die feit dat ons hierdie jaar oorleef het, dit was besig. Dit was besig hier op stal, lekker en besig. Nee, dames, ek het 'n paar hoogtepunte, maar een was Ja. definitief die gitaarkerels wat hier kom kuier. Ja, Ons het Oh, ons dit was onthou, lekker. jy het lekker gedans hierso. Sê die wasmasjien. Ja. ja. Ek sal sê vir my was Karlien van Jaarsveld se onderhoud oor haar boek was pragtig. vir my regtig uitgestaan. Ja, jy En het dan- my baie laat huil daar in die hoek. Dit was Ja. ongelooflik. En dan ook my onderhoud met Jamie Fine was ook vir my baie lekker. As ek iets moet uitsonder, sou ek sê my onderhoud met Sandy Schultz. Yes. Dit was vir my baie goeie een gewees. En ag, ek dink my onderhoud met Nadine, nadat ek so Watter lank moes een? wag. Nee, onthou ek het net een keer met haar gesels. O, okay. Nadat ek so lank moes wag en my onderhoud met Amor Vitoni. Ag, daar's 'n hele. Kan ek nog baie. eentjie uitlig? Daai onderhoud wat jy gehad het met die dametjie oor see toe die bomme val en die dinge gebeur. Dit ook. Dit was ook nou Dit nogal. ook, maar sien nie tergend. En dan insetsels, onthou ek was ook in die veld. Jy was Die Pretoria se Kunsmuseum. Pragtig. fantasties. Wie weet, dalk is daar nog 'n paar hoogtepunte wat vandag nog op pad is. Pieter, waarna kan ons uitsien? Man, Sal ons jy het heel vir ons party vertel? dingetjies waarna ons kan uitsien vandag. Ons het 'n baie lekker program. Ons gesels met die stigter van die Callas Foundation, Ilusay Kutse van Everest Advisory. Hy kom bespreek die finansiële dingetjies. Arnold loer in by die Live Golf geleentheid en dan kuier en braai ons lekker saam met Mr. Braai. Ja. Ek het nogal gedink ek kan Mr. Braai wees, maar Okay, wel ons sal moet iemand kyk het wat net sê klaar hy. die naam gevat, maar ek hou ook van 'n lekker braai. En dan is van Koet en Vrede hier om te sorg vir lekker musiek. Lekker propvol program, né? Ja, en ons sien uit na dit wat jy môre vir ons gaan braai, Pieter. Ja, ek gaan laat waai. Ek gaan laat waai. Wel, ek wil nou eers uitkom by die volgende storie. Julle sal onthou dat die aktrise Anal Alexander en plaasjapie se Billy Cowley hierdie afgelope naweek saam met Ribbons of Hope 'n poging sou aanwend om 'n Guinness wêreldrekord te verbeter deur 'n Renault Duster met 6000 lintjies te bedek om bewusmaking vir kanker te skep. Dink julle hulle het geslaag? Glo so. Ek weet hulle het geslaag. Hulle het nie net daarin geslaag om 6000 lintjies op die kar te plak nie. Nee, hulle het 'n nuwe wêreldrekord gestel met 'n allemintige 7252 kankerlintjies. Dis beautiful. Nou duisende mense het die afgelope Saterdag by Reynolds Silver Lakes bymekaar gekom om geliefdes wat deur kanker geraak is te vereer deur hulle naam op die lintjie te skryf. Fondse wat ingesamel is, word aan Pink Drive en Sun Gardens Hospice bewillig. Die lintjie sal nou by Guinness World Records vir amptelike verifikasie ingedien word en ek dink dit is vir so 'n goeie saak. So ek is baie bly dat dit die uiteinde is daarvan. Baie. Ja, ek het onlangs 'n opvolgonderhoud met Billy gehoor. Dit was eintlik op Jacaranda gewees en hy het gesê hulle was so moeg net van die fisiese werk met hulle hande om die lintjies nou op die kar te sit en al daai tipe goed, maar hulle het deurgedruk as gevolg van die gedagte wat hulle in hulle koppe gehad het oor wat die doel is waarvoor hulle dit doen en ook die mense wat deur hierdie ongelooflike erge siekte kanker geraak is. So Billy, Anel en span van die Goeiemôre Good Morning span sê ons vir julle baie geluk en ons hou vir julle duim vas dat julle rekord deur Guinness Book of World Records geverifieer gaan word. So you guys remember, not so long ago, we had robots on set. Impressive as they were, I would like to show you some robots that were recently launched. Iran's robotics industry has become the butt of online jokes after two so-called advanced humanoid robots showcased at the Kish Inox Tech Expo were revealed to be people in costume. Videos from the event show the pair of robots dressed in outfits covered in binary code, blinking, breathing, and moving in ways that made it clear that they were human. One of them called herself Miss Data and even claimed that she lived in blockchain space. Iranian tech official Hussein Afshin told local media the stunt was cooked up by a private company for advertising and had nothing to do with the expos
organizers, or the government. Fake robots at expos aren't anything new, but these were so unconvincing that social media users quickly turned them into a meme, especially when compared to far more realistic robot displays that we've seen in China and elsewhere in the world, like on Goeiemorgen, Good Morning. Right. Wie is nou hierdie twee robotte wat saam met my in die atelier is? Our two humanoid robots, Miss Data and Mr. Data, seem to be malfunctioning this morning on Goeiemorgen, Good Morning. Kan julle praat? Ching, ching. Daar's Pieter se factory reset as 'n robot. Ek dink as dit wel nou 'n bemarkingsfoefie was, it's worked because look at us, here we are. That happened in Iran, like a couple of days later we are here in South Africa talking about it. And I think there are so many expos now with AI and robots and all of that kind of thing. You've got to do something to make your expo stand out. Ek moet sê, ek dink dit was baie skerp, Rosie. En jy so ek mense gegaan het om te sê, luister, kom ons doen hier, jy moet perfek wees en 'n mens moet regtig wonder of gee hom 'n bietjie daai slapstick comedy vibe. Presies wat hulle gedoen het. Ja, ek dink is baie oulik. Elsa? Ek dink ook so. Ek dink dit is vir my nie net skerp nie, maar dit is kreatief, jy weet. En ek dink dit is presies wat 'n mens wil hê met enige soort inisiatief of veldtog, is dat dit dan viral gaan op social media ook, en dat almal daaroor begin praat. En dit het die mense mooi aan die praat gehad, want almal is dit daar om uit te kyk vir die regte fancy robot so goed, en hier kom hierdie enetjie verby gestaan. Is it a robot? Yeah. But I think now, and I think it's a really good point to try and make, is that we live in this world that is so rapidly advancing in terms of technology, en alles gebeur so vinnig dat daar nou so 'n fyn lyn is tussen wat is eintlik iets wat raar gebeur en wat is iets wat in die AI wêreld gebeur nou. Ek weet nie of ek dit dalk verkeerd sê nie, maar daar's nou 'n nuwe weergawe van hierdie Nano Banana software. It's an AI software program. En hulle het gewys wat is die vordering tussen, dit is 'n foto van 'n jong girl wat in 'n restaurant sit. Wat is die vordering tussen die vroeër weergawe van hierdie Nano Banana en waar hy nou is? And it looks like a human. Dit lyk soos 'n foto van 'n meisie wat in 'n restaurant sit. You would really have to know what to look for to know that that's AI. En dit is vir my bietjie skrikwekkend, né? Ja. Ek dink om terug te kom by die storie, dit is nou seker waar mens en kunsmatige intelligensie mekaar ontmoet. Ja. Maar ek dink dit maak 'n mens skrikkerig, want ek dink ook weer eens wanneer 'n mens dink aan sosiale media, deel 'n mens baie maklik sommige van die video's en so voorts, omdat jy nie noodwendig weet of dit reg is en of dit kunsmatige intelligensie is nie. Ja. Wel, ons is reg en ons is op ons tweede laaste program van Goeiemorgen, Good Morning van die jaar. Die regstreekse program met my mede-robotte, Miss Data, Elsa en Mr. Data, Pieter. Ons het 'n wonderlike show nog op pad vir die res van die program. So maak seker jy bly ingeskakel. Ek gesels met een van die stigters van die Callis Foundation. Arnold gaan kuier by 'n live golf geleentheid en van Koet en Vrede is hier om ons meer oor hulle nuwe liedjie te vertel. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg, leef verliefd steeds voort.
wanneer 'n geliefde heen gaan, bou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek. Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Die speletjies gaan voort, Eva, goeiemôre, good morning, maar vandag doen ek dit in styl. iGlide, maak seker dat die lewe hier op kantoor nie vervelig is nie. My liggie aansit. Yes. Kyk. Yes! Ek dink ek moet vir my swee en ek ook kry. Nou as julle soos ek hierdie Kersfees ook een van daardie spogwiele wil hê, moet nou nie vir Kersvader 'n briefie skryf en hoop vir die beste nie, want ek sit nou saam met die persoon met wie jy eintlik moet praat. En dis Sumarie Bekes van iGlide. Sumarie, baie welkom. Dankie. Hoe gaan dit vanoggend? Dit gaan baie goed, dankie. Ek wil net vir jou eerstens sê baie dankie dat jy soms my lewe hier op kantoor prettig maak met dit wat jy ateljee toe bring, sodat ek net so, jy weet, so 'n bietjie kan speel na die tyd. Ons wil vir almal wys dat dit is nie net vir die kinders nie. Dit is vir groot mense ook. Nou daar het jy dit. En dit was heel gemaklik geweest. Ek kan daarvan getuig. Ek weet nie hoe kry julle gewerk op kantoor nie, want ek sal die heel dag net, jy weet, met hierdie spogwiele rondbeweeg. Kyk nee, ons los vir ons so 'n bietjie tyd om te speel ook. Dis goed om te hoor. Nou met daai in gedagte, ek het nou verwys na Kersvader en die feit dat 'n mens eerder met jou moet gesels. Het julle enige Kersfees specials of spesiale aanbiedinge? Ja, so vir Desember het ons besluit om die 2 jaar manufacturing waarborg te verleng. Ja. So jy gaan dit bykry en dan natuurlik die verniet aflewering. Die kykers kan asseblief op ons webtuistes gaan kyk. Ja. Na al die wonderlike specials. Daar is baie van ons ander produkte wat nou op special is wat nie vir November op special was nie. Al dit klink vir my perfek vir 'n baie groot Kerskous. Tot wanneer kan hierdie kliënte aanlyn bestel? So die mense in Gauteng kan tot en met die 22ste bestel. Ja. En dan die res kan bestel tot en met die 16de toe. Nou, net om genoeg tyd te los vir aflewering. Natuurlik, en ek dink baie mense is dalk nou al reeds met vakansie of hulle besoek vakansiebestemmings, jy weet, lewer julle daar ook af? Ons doen. So ons lewer by die vakansieoorde, jou kampterreine, die klein dorpies by die see oral lewer ons af. Nou vir die wat by julle gekoop het en Kersfees dit oopmaak en ander mense dit sien, kan daardie mense
tussen Kersfees en Nuwe Jaar ook by julle koop? Hulle kan. So ons is reg deur Desember is ons oop en ons webtuiste is oop 24 uur vir bestellings. So ons pakkers staan reg vir al die bestellings. Jy het nou net verwys na die feit dat hulle net julle webtuiste kan besoek. So wat is julle webtuiste? Is www.exclusivebrandsonline.co.za. Nou Sumerie, ek bedoel, wanneer 'n mens kyk na jy weet julle produkte, ek moet sê een ding wat vir my gewoonlik uitstaan, is die feit dat daar so 'n groot verskeidenheid is en ek dink dit is werklik, jy weet dit maak dit baie makliker. Jy het nou verwys is nie net vir kinders nie, maar 'n mens kan werklik besluit tussen die verskillende opsies wat daar is. Jy kan. So ons het oor die 80 verskillende produkte op hierdie stadium. Sure. En dit is van heel kleintjies tot en met groot mense. So daar is regtig iets vir almal. En ek wil ook vir jou vra, want ek sien hiersoos, ek dink iewers in die ateljee is daar so 'n oulike wit karretjie ook. Dis nou uiteraard vir iemand wat baie kleiner is as ek. Ek sal nie daai ene probeer nie. Maar is daar miskien 'n sekere ouderdomsbeperking ook wat julle aanbeveel wanneer ouers dit dalk vir hulle kinders aanskaf? So hulle kan of op die webtuiste kyk. As jy afskrol op die produk, dan is al die spesifikasies daar. Daar gee ons die ouderdom en die gewig en alles van die kind. Anders kan hulle ons kontak. So hulle kan ons bel, hulle kan ons WhatsApp. En dan alle vrae vir ons vra en ons sal dit beantwoord. Dit wil vir my voorkom asof die webtuiste en dan die feit dat julle ook beskikbaar is, jy weet, vir hulle om te bel. Alles is wat 'n mens nodig het om alle inligting moontlik oor hierdie produkte te kry. En ek dink die nommer gaan nou op skerm verskyn na aanleiding van wie of hoe hulle kan kontak maak. Nou wil ek ook vir jou vra, ek bedoel, 'n mens fokus nou baie op Kersfees, dit maak tog sin, want dit is die perfekte Kersgeskenke. Maar ek bedoel, julle is seker ook maar besig dwars deur die jaar na aanleiding van produkte wat ook verbeter en 'n bietjie aangepas word en mense wat daai bestellings plaas. Ons is regtig baie besig. Ons kan nie kla nie. Maar ons geniet dit. Ons het ook vir die kykers 'n ekstra kodetjie vanoggend. Ja, vertel ons meer. Ons wil 'n 10% afslag gee vir enigiemand wat die kode gebruik. So ons gaan weer eens in hoofletters die GM gebruik en as jy hom gebruik, kan jy vir die hele volgende 4 dae 10% afkry. Dit klink vir my fantasties. Baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het. As dit reg is met jou, gaan ek nou weer een van hierdie toets bestuur. Ek dink ek moet dit doen. Asseblief doen. Nou maar wonderlik. Ek gaan dit binnekort doen. Maar maak gereed vir die beste Kersparty ooit. En dit is dan nou Saterdag aand 13 Desember om 7:30 by Moreletta Parkkerk met trots geborg deur Everest Wealth. Kom geniet 'n sprankelende vertoning met Juanita Du Plessis, ons eie Pieter Koen, Bobby van Jaarsveld, Monique Steyn, Elof en nog vele meer. Hierdie aand is nie net 'n feesviering nie, dit is ook 'n spesiale fondsinsameling ter ondersteuning van Moegesukkel wat 'n enorme gemeenskap of liewer verskil in die gemeenskap maak. Kry jou kaartjies nou by iTickets en bly ingeskakel want net hierna gesels Caroline Peters van die Callas Foundation oor hulle Community Christmas Lunch. Nou ja, daar het ons dit. Ek gaan baie vinnig hier uitbeweeg, anders gaan ek my geleentheid mis. Sien vir jou nou weer, Sumerie. Sien jou. Totsiens. Woe! Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home.
reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Ek het vanmôre die voorreg om met 'n besonderse dame te gesels oor 'n besonderse projek. Caroline Peters van die Callas Foundation is hier op met ons te gesels oor die Community Christmas Lunch, en alhoewel sy nie hier is nie, is sy daarom per video saam met ons. Hartlike goeiemôre Caroline en baie welkom hier by Goeiemôre, good morning. Hi, good morning, goeiemôre en dankie vir die invite. Dis so lekker Caroline, ek wil net by jou gesels en by jou hoor, die Callas Foundation, die wat dit nog nie ken nie, hoe sou jy die hart en die missie van hierdie organisasie beskryf? Okay, so ons is in, ek gaan bietjie Engels praat, né? So the Callas Foundation, we are a community-based organization on the Cape Flats in Cape Town and Bridgetown, Athlone. So we work to create safe and a secure and empowered community. Also, 3 main focus is of access to justice and court support for survivors of gender-based violence and families of femicide victims. Ons het 'n groot food security and community kitchens program. So, you know, one of the things that we do, because we cannot speak about dignity and safety when people are hungry. So, and our work is to prevent, so we do prevention work with men and boys around gender-based violence through the boys program, a men's engagement program, and human rights clubs at schools. We do first responder training in gender-based violence to all service providers and every stakeholder. So our work is survivor-led, rooted in the community and very practical. So from the soup line to the school classroom to the courtroom, that is our work in a nutshell. Sure. That's a big nutshell, I must say. Hoorie, so dis wonderlike werk wat julle doen, maar ek wil ook 'n bietjie met jou gesels oor die baie spesifieke Community Christmas Lunch. Hoe het dit ontstaan en wat presies is dit? Okay, so dit het ontstaan, ek gaan jou sê, dit het begin van 'n iftar. Jy weet met Ramadan se kalender is 'n gewone iftar. En omdat ek 'n Christen is, het die Christen mense vir my gesê, maar jy doen die Muslim celebration, wanneer gaan jy iets doen? En so die Kersfees en ons doen nou 'n Easter lunch of Easter lunch, maar nou doen ons die groot Kersfeeste. Ons doen dit in ons straat, daar's omtrent 1000 mense wat kom. Mense sit, you know, vir baie mense, vir my en jou is 'n Kersmaaltyd mos nou maar normaal, en ons sit ons festive hoedjies aan en ons het die braaibout en goed en dit is, ja. Maar vir ander mense wat dit nie kan bekostig nie, doen ons dit dan 1 keer 'n jaar, dit is vandag. Ons het 'n groot partytjie in die straat vir omtrent 1000 mense. Hulle kry 'n lekker maaltyd, hulle kry dessert, hulle kry pudding en hulle kry 'n koeldrankie en so 'n lekker 'n party packet kry elke een. En hulle gaan dan huis toe ook met 'n paar groceries, you know, kruideniersware vir ja, so dis omtrent in ons ons serve omtrent 1000 mense vandag. Genigtig Caroline, en buiten dit dink ek ook die samesyn en die samehorigheid wat die mense saam kan geniet met al hierdie mense is wonderlik. Yes. Hoe kry julle die social, hoe kry julle ja?
Ek is jammer, ek wil net sê dis so social, we're building social cohesion in the community. You know, en jy weet die Cape Flats at the moment, there's a lot of gang violence, there's a lot of gun violence, and so for one day today, we're celebrating the festive, we're bringing in the joy of the festive season. Luister, en hoe gaan julle te werk om hierdie voorbereiding so eksie-perfeksie te kan doen vir 1000 mense? Ek dink dis nou die van 2020 doen ons dit, né? So dis nou omtrent, dis die 6ste een wat ons die jaar gaan doen. So 20, 21, 22, 23, 24, dis die 6ste, dis nommer 6 wat ons doen. En elke jaar word, ek kyk na die jaar gister wat ons nou klaar is, al die preparations wat al reeds daar ingegaan het. So dis 'n groot preparation story en dan het ons klomp hande wat kom volunteer vandag en ons baie dankbaar vir dit. En dan, maar dis soos 'n well-oiled machine. Elke jaar raak ons bietjie beter. We get better at it every year. Luister, dit klink vir my so lekker. Ek wonder, is daar plek vir nog 'n +1? Vir my, want dit klink regtig baie lekker. Definitely. Ja, definitely. Hoorie so, hoe werk dit ook? Ek verstaan dat 'n mens ook as deel van die gemeenskap ook net 'n bord kos kan borg op 'n manier. Definitief. En ek sê dat dis, you know, kost dit, ons sny die koste en ons sê dis net omtrent R20 'n bord kos. Kom, dis R20 'n bord kos. As jy 'n party packet wil by add, so dis R50 per persoon, jy weet? Sure. En so dit gaan so ver, dit stretch so ver. We able to give every participant a board course, a pudding, a party packet en 'n klein hampertjie wat hulle huis toe gaan met die festive season. So as enige iemand wil donate, dis nooit te laat nie. Come alongside us en kom doen come alongside us, maar ja, ons is verskriklik, we really welcome donations of any kind or any sorts, yes. Baie dankie en ons sal ook daardie kontakdetails weer opsit. Ek wil net weet, jy het vroeër genoem ook dat jy werk met slagoffers en hoe skakel hierdie community lunch dan, Christmas lunch dan ook in by die werk wat jy doen? As 'n geheel. Soos ek vroeër gesê het, jy weet, jy kan nie, we can't serve people with dignity if people are hungry. So you must understand that food insecurity drives gender-based violence. And one of the reasons, you know, my ma het altyd gesê, a hungry man is an angry man, as my pa nog so dik mond kom en hy's honger en so. En ek het dit nooit verstaan as 'n kindie, maar ek verstaan dit nou. So there where there's food insecure, women are more than likely to be in abusive relationships. In fact, research has proven that women are more likely to be in an abusive relationships, 40% more likely to be in a violent relationship there where there's food insecurity. Like I said earlier, you know, so we are committed to not just serve the community with gender, but to work intersectionally to alleviate food insecurity, because this causes gender-based violence. So ons doen Caroline, baie dankie vir die geselsie vanmôre en baie dankie vir die wonderlike werk wat julle ook doen. Ons kyk uit daarvoor en volgende jaar kom kuier ek definitief by julle. As jy ook meer wil uitvind, maak net 'n draai by Callis Foundation op die webtuiste en dan kan jy ook 'n bord kos borg en iemand se dag vir hulle baie spesiaal maak en ook hierdie foundation se hande sterk maak. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe.
Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Met 2026 om die draai begin ons almal werk aan daai nuwejaarsvoornemens. Een wat ons almal dalk ter harte moet neem, wat sukkel ek nou so, is om slimmer met ons geld te werk. Elizabeth Kutse van Everest Advisory Services is hier om vir oulaas vir ons haar 2 sent te gee, voor ons die feesseisoen binne gaan. Elizabeth, baie welkom. Jy kan sien, ek is so gespanne wanneer ons praat oor beursies en geldsaake, dat ek oor my eie woorde val. Ja, jong, het jy nie genoeg 2 sente nie? Jy moet vir almal uitdeel. Luister, dit is waarom jy hier is, want jy gaan vandag vir my wenke gee. Wat is die grootste gedragspatroon wat mense se finansiële sukses saboteer? En hoe kan 'n mens dit vroeg genoeg herken? Weet jy, die grootste ding is natuurlik om te dink, weet jy wat, ons nog tyd oor, ek gaan nie nou nie, en ek weet ook nie wanneer nie, en dan wag hulle natuurlik vir die regte tyd ook. So dis nooit die regte tyd nie, begin net vandag. Dit is eintlik maar die kort en die lank. Moenie dit uitstel nie, want van uitstel kom afstel op die einde van die dag. En as jy jou oë uitvee, as jy op aftree ouderdom, 55, jy het dalk nog 10 jaar oor, en dan besluit jy ewe skielik, ek kan nie ophou werk nie, ek moet dalk werk totdat ek 80 is. Ja. So dit is baie belangrik. Moenie jouself saboteer nie. Ja. Definitief. Watter ou finansiële raad werk eenvoudig net nie meer wanneer 'n mens kyk na 2025 se werklikheid nie? Die een ding wat ek al baie gesien het, mense neig daar is om hulle verband so gou as moontlik af te betaal. So die norm daar buite is dat jou verband die laagste rentekoers het. So ja, dit is 'n 20 jaar termyn of 'n 15 jaar termyn, as jy nou die rente moet optel in rand gewys, is dit meer, maar die rentekoers is die laagste. Dis gewoonlik prima minus wat ook al wat jy beding het met jou bank. So as jy kyk na jou korttermynskuld, soos jou kredietkaart is gewoonlik die hoogste rentekoers, betaal dit die eerste af. Dan kom jou kaarskuld en dan jou persoonlike lenings, al daai tipe van goeders. As jy jou kan bekostig om jou verband bietjie meer af te betaal, ja, jy spaar in rente en moet net nooit jou akte oordra en met ander woorde jou verband kanselleer en daai tipe van ding oorweeg nie, want jy kan altyd skuld maak teen daai goeie rentekoers wat jy beding het met jou bank op die einde van die dag. So dit is nie noodwendig altyd die beste ding om jou verbandlening af te betaal nie. True, dit is baie interessant. Is daar miskien 'n finansiële mite wat uitstaan wat selfs ingeligte mense glo? Diversifikasie beskerm jou en dit is definitief 'n waarborg. Nee, dit is nie. Jy kan baie goed gediversifiseer wees en as die markte val, dan val jy saam. So, as ek moet voorstel, wanneer jy diversifiseer, moenie net in jou portefeulje in 'n gebalanseerde fonds diversifiseer nie. Kry vir jou ander tipe bates ook, soos eiendom wat jy byvoorbeeld uitverhuur. Daar kan jy natuurlik ook nie so goed beskerm wees as 'n huurder wanbetaal of as jy weet daar dalk 'n ramp gebeur of wat ook al, of jy het ook nie eers huurders wat jou plek wil besit nie. So op die einde van die dag, wees verspreid genoeg, maar ook nie net in een portefeulje byvoorbeeld indirekte jy weet eiendomsmark of daai tipe goed nie, kry direkte bates ook, crypto, kry goud, kry jy weet ETF's byvoorbeeld wat 'n lekker vorm van klomp aandele is waarmee jy kan speel, nie noodwendig weet wanneer jy moet verkoop en wanneer jy moet koop nie. So jy weet diversifikasie, ja.
Goed, nou iets waar ons gereeld gesels is aftrede, want dit is 'n baie belangrike onderwerp. So hoe het mense se siening oor aftrede die afgelope dekade verander en hoe moet iets soos finansiële beplanning aanpas in die proses? Ja, so die afgelope dekade het ek agtergekom, jy is byvoorbeeld op aftree ouderdom 65 wat 'n gemaklike ouderdom is om af te tree en dit is maar die tendens en dan net om agter te kom, weet jy wat, ek het nou ewe skielik 'n stokperdjie ontwikkel en dit kan my geld maak en jy weet daar gaan jy aan, jy stel amper jou aftrede uit. Jy weet, dit is meer na 70 geneig en veral mediese dokters ook. Hulle geniet wat hulle doen, hulle skuld ook net af met hulle ure, maar as jy weer sien, dan staan jy voor 'n 80-jarige dokter en hy is nog heel kompetent om jou te sien en jou te diagnoseer en dalk op jou te opereer ook. So, ja, aftree op 65 is nie meer nie, dis taboe eintlik. Ja. En dit is baie meer algemeen, jy is heeltemal reg, mense hoor dit ook baie gereeld wanneer 'n mens met ander mense gesels. Wat is die vreemdste of die mees onverwagte fout wat jy in 'n boedel of 'n egskeiding raak gesien het? Een van die dinge wat nou in die laaste paar jaar opgeduik het is dat mense heelwat kom geld in cryptocurrency besit, maar nie noodwendig die wagwoorde het nie. So as jy nou tot sterwe kom, gaan jy dood met daai inligting. Wat word daarvan? En dan word dit verlore, want hoe kan jy dit nou eintlik kry op die einde van die dag? So dit is iets baie belangrik. Jou Facebook profiel, baie mense het sosiale media platforms wat vir hulle geld verdien. So jy weet, jy moet dit in jou testament benoem en met jou eksekuteur bespreek voor jou afsterwe, mens weet nie wanneer dit gaan gebeur nie, maar jy moet dit bespreek om seker te maak, alles is veilig, dit word so hanteer as ek nie meer daar is nie, die volgende persoon erf byvoorbeeld die profiel, of wat ook al, ja. Goed, watter emosionele verskil sien jy die duidelikste tussen jong en ouer kliënte wanneer hulle oor geld praat? So die jonger kliënte is meer geneig om te sê, weet jy wat, ek wil nie vasmaak nie, ek het nog langer tyd, ek kan nie nou bekostig om vas te maak nie, ek weet nie wat ek met my geld gaan doen nie. Waar die ouer mense weer geneig is om te sê, jy weet, ek kan nie 'n sent verloor nie, so ek moet baie konservatief weer wees. So beide is eintlik vir my verkeerd, want die jonger mense het baie tyd oor en saamgestelde rente is soos die next best thing. Jy kan nie bekostig om nie saamgestelde rente te verdien nie. As jy die syfers met mekaar moet vergelyk, dan kan jy agterkom, jene, daai R500 wat ek nou afstaan, breek nie die bank nie, maar dit is my baie meer werd as ek 60 of 70 dalk is. En dan die ouer mense natuurlik om net in konservatiewe bates te belê. Met ander woorde, hulle klop nie inflasie nie. So dan hol inflasie jou weer in. So jy weet, dit is nou maar die verskil in die twee, ja. En watter nuwe risiko of tendens in 2025 dink jy word heeltemal onderskat? As ek moet kyk na mediese sorg en tegnologie veral, ek dink daar speel 'n ander tipe inflasie 'n rol. Dit is ongelooflik, dit is 10% plus. En mense kan dit nie bekostig nie. So belê daarin en maak seker jy's op die bol en maak seker jy verstaan en lees op en verryk jouself met daai tipe van goeders, want dit gaan definitief jou sak bietjie kleiner maak hoe ouer jy raak, ja. Ons het nou so 'n minuut oor, maar as daar een vraag is wat mense eerder aan 'n finansiële beplanner moet vra, wat sou dit wees? Of wat moet dit wees? Ja, wat moet dit wees? Dit sou wees, volgens my, is weerstaan jou belegging slegte tye ook. Hoe beplan ons vir die slegte tye ook? Ja, dit is 'n negatiewe ding om aan te dink, maar op die einde van die dag dan weet jy wat kom, jy weet wat om te doen, jy weet wat wag vir jou. Ja. En dit is waarvoor Everest Advisory Services daar is. Baie dankie. Ek wil amper al sê dankie vir al die finansiële wenke wat jy vanjaar met ons kom deel het. Dis 'n plesier, dis lekker om hier te wees. Ons sien uit na volgende jaar, sommer reeds. Baie dankie Elise. Nou daar het julle dit. Wenke vir jou beursie, maar stook solank die kole, want kan jy nou meer net hierna deel ons 'n paar braaiwenke. Ek hoop Pita is gereed daarvoor. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. We're inviting motivated, business-minded individuals to explore franchise opportunities with Mike's Kitchen as we look to grow our presence in South Africa. As a Mike's Kitchen franchisee, you'll have access to our established brand, operational guidance for setting up your restaurant, marketing resources, and information about potential funding options. If you're ready to bring quality food and a family-friendly environment to your community, contact us to find out more about joining the Mike's Kitchen franchise family. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Nou ja, Desember is die maand waar braai, rugby en nasionale sport, jy weet, braai word nou die nasionale sport, want ons het ons nou, die nasionale sport van rugby gaan ons nou eers vervang, maar kyk hier na my gas se kant toe, want ek weet, hierdie man kyk vir my met 'n groot glinsterende oog, want dit is niemand anders nie as Jay Man, ons Mr. Braai Guy. Ek was nou so vol van myself, ek het gesê, ek wil Mr. Braai wees, toe is ek nou inderdaad Mr. Braai, want jy is die Mr. Braai Guy. Wat sê? Jay, baie welkom. Baie dankie, is lekker om hier te wees. My vriend, jy is 'n besige man. Gister was jy nog iewers in Houtbaai en daar het jy gebraai en laat waai en vanmôre is jy hier. Hier's ek, ja. Dis vir my baie lekker. Ja. Luister nou, my eerste vraag is met die weervoorspellings wat so 'n bietjie deurmekaar is wat Desember aanbetref. Wat is jou beste raad om nog steeds 'n ordentlike vuur te kan maak om te braai ondanks ongure weer? Mag ek dit sê? Jy kan. Gas. Party mense het nou gesê, nee, het ons nou mooi gehoor, wat's fout met die volume knoppie? Ja, dat is, ek nou die dag hoor iemand sê, nee, gas is iemand wat jy uitnooi na jou braai toe. Ja, dis 'n moeilike een. Kyk, ek het nou die Kaap gebraai en daar gaan dit oor die wind, maar dit was verskriklik warm. En ek het nou al 'n paar keer hierso in die reën gebraai, en ek sou sê, grootste wenk is, seker maar droë hout. Ja. Om seker te maak jy die regte hout. Ek kyk maar altyd na die weervoorspelling. Kyk, dit is wat ek doen. Ek word betaal om vir daai mense bord kos te gee. So I'm scope with it. So ek het al 'n paar keer in die reën gebraai, maar mens moet maar die timing reg kry. Kyk na al daai lekker dingetjies. Wanneer die reën kom, droë hout, steek hom vroeg aan en jy het jy hout. Ek mag jy maar 'n bietjie steenkool ook gebruik, jy weet, charcoal, brikette, daai goeters. Ek doen as 'n kombinasie met, kyk as ek op 'n kettelbraai gaan braai, dan gaan ek brikets gebruik. Natuurlijk. Maar vir my is die gehalte van die briket of die houtskool wat ons gebruik baie belangrik. Mens kry lekker harde hout, charcoal wat 'n lekker geur in het, want dit gaan eintlik oor die geur. Kyk, as ons kyk na sekelbos, hoekom braai met 'n sekelbos, is net lekker. Baie lekker. Jy ry kom van as jy in jou dorpie rondstap, maar ry jy al die mense wat die sekelbos vure aansteek of die kameel doen en vure. Dit gee vir jou dadelik ook daai vakansiegevoel en daai lekker ding as jy daai houte so ryk. En as daai wors op daai sekelbos hout. Stadig nou.
Vriende, baie dankie. Ons het lekker gesels. Elsa is besig by Studio C om vir ons 'n vuurtjie te pak. I wish. Nou, vinnige gedagte dalk net vir 'n budget braai, jy weet, net om 'n bietjie te kyk na die begroting. Ek dink hier is ons 'n gesprek met jou blokman redelike belangrike ding, maar daar's redelik baie wat mense kan doen. Ek dink baie mense gaan dink ons praat oor groente. Maar hoender is 'n lekker ene. En as mens hoender kan lekker braai, is dit as ons kyk waar die pryse van bees nou gegaan in die laaste tyd, dit is regtig draak nogal moeilik om 'n lekker dik stytjie te gaan bekostig. So hoender is verseker die ene, maar een van my gunsteling is 'n chuck. Ek is baie lief vir 'n chuck. Die probleem is die chuck word baie dun gesny, so ek gaan gewoonlik na my blokman toe en ek sê gee my net 'n lekker dikker enetjie, want jy kan hom mooi opkerf vir die hele familie en hy het lekker geur want hy sit hier in die voorkwart, so al die vet en die seenings gee maar net vir hom lekker. En dan ook 'n short rib wat ek dan deur die rib sny. So met ander woorde jy kry so lang rib met al die beentjies. Daai ding op die vuur gaar gemaak, nie te gaar nie, met 'n bietjie van 'n chimichurri sousie, is lekker. So met 'n aartappel of iets, dit is glad nie duur nie, weet dit is nog van die voorkwart vleise wat ons teen ordentlike pryse kan kry. Luister nou, nog 'n baie kontroversiële onderwerp is speserye. Ek weet baie mense glo net in sout en peper of geen speserye nie, maar vir my dink ek die ding het so gegroei. Daar is soveel produkte en jy weet verskillende speserye op die mark. Ja, hier kom dan dan wat spring. Ek het geweet jy gaan vir my sing. Jy het speserytjies saamgebring. Ek het so omrede dit en ek stem 100% saam. Dit is kontroversieel. Ek moet vir een van elk gee. Ja. Dat ons moet sien. Hier is nou van jou the Braai Guy spice. Ja, so presies oor daai vraag, weet ek hou van natuurlik en as 'n oopvuur chef wil ek natuurlike produkte op my vleis hê. So sout en peper 100%, weet as ek byvoorbeeld peper vir my spice sauce, sal ek die hoogste gradering peper gaan sauce, want peper is my belangrik. Dit is duur, maar dit is my belangrik. So spesery nie, ek gebruik spesery, maar daar's tye wat ek net sout sal gebruik. So byvoorbeeld op die vetjie sal ek altyd, daar moet sout op hom kom. Hierdie weer eens, dit is 'n natuurlike produk. So en as ons kyk na die bykosse ook, ons het soveel ongelooflike geure as ons kyk na wat hulle doen in Marokko en die Mediterranean geure. Daar's so baie waar ons kan speel. En ons moet nog geure in ons vleis inbring. So ek sê altyd ek wil hê die vleis met die Here bly. Ek wil nie hy moet soos ietsie gaan proe nie. So ek is nie 'n groot maar so ietsie sal dan nie saak maak nie. Wat is dit? So ietsie net so 'n bietjie van 'n spice. Ja, net so 'n bietjie van 'n spice om die vleis net so 'n bietjie te enhance. En dit is wat sout en peper is. En suiker is dieselfde. Dit's 'n flavor enhancer. En ons maak daai vleis hier die Here. Baie lekker. So dit is, ek weet nie, in kortliks gepraat want hierdie is nogal eintlik nog hulle kontroversieel, ons kan baie lank oor gesels. Jy maar ek wil daarom net vir jou sê, asseblief vroeg in die nuwe jaar, dan gaan jy vir ons kom kuier en ons gaan braai. Ons het nou lekker en vinnig gesels en as jy meer van The Braai Guy wil uitvind, webtuiste, sosiale media bladsy. Ja, alles mrbraaiguy.co.za, Facebook, TikTok, ek mag nie TikTok grappie maak nie. TikTok, Instagram, so ja, op ja. TikTok ons sal vir hom uitloer, The Braai Guy, Jay Man wat vandag by ons kom inloer het, maar nou, kyk ek is nou so lus vir 'n stukkie vleis. Ek dink ek gaan net wegraak, 'n bietjie van hierdie speserye in my hand oplek en proe en dan gaan ek vir eers oorgie aan Elsa wat bietjie met oor idees gaan gesels vir die Kerstafel. Dit lyk my Pieter is vanoggend 'n Hans Bors, maar ek is baie bly vir daai speserye wat hy nou ontvang het, want hy gaan môre vir ons 'n spesiale ete voorberei en braai vir ons spesiale Kersfees uitsending. Maar nietemin, so gepraat van Kersfees, dit is die tyd wat die tafel kreun onder disse, gemaak met resepte wat deur die jare oorgedra en gekoester word. En ek gesels nou met die talentvolle jong chef van die Weskus, Matthew Dryden, om 'n paar idees vir die Kersete te bespreek. Goeiemôre, good morning en dankie dat jy sommer so aanlyn by ons inskakel. Goeiemôre, baie dankie dat julle tyd gemaak het om vanoggend met my te gesels. Matthew, jy is net 21, maar jy het al reg oor die wêreld gekook. Waar het hierdie passie begin? Ek dink dit begin saam met die ouers in die kombuis.
jy help maar hier en daar waar jy kan en dan later begin jy maar self bak en brou. Dit begin iets waarvan jy hou en dan begin jy jou eie idees maak en jy begin jou eie plannetjies in die kombuis maak en dan word dit 'n passie. So ja, dit is maar waar dit begin het, baie eenvoudig, saam met my ouers, saam met my ouma. So ja. Ek moet vir jou sê, ek dink ek kan namens al die Suid-Afrikaners sê, ons is so trots op jou, want jy het nou al selfs met chef Jan Hendrik in sy Michelin ster restaurant in Frankryk gewerk. So is daar enige lekker wenke wat hy miskien met jou gedeel het, of 'n paar goed wat jy dalk by hom geleer het? Ja, baie dankie eerstens. Ek dink daar is baie van ons ken vir chef Jan Hendrik van der Westhuizen, een van ons eerste Michelin star chefs in Suid-Afrika. Ek dink dis die een fout wat vir my baie belangrik is. Dis 'n Michelin ster chef wat 'n mens verwag dat jy so baie en sulke ingewikkelde disse gaan kry, maar daar is soveel eenvoud in sy disse. So as ek Engelse woord mag gebruik, simplicity is the key to the best dishes, sal ek sê. En ja, dis my wenk wat ek definitief geleer het by chef Jan Hendrik en by die span by restaurant Jan in Nice, Frankryk. En hoe sou jy sê, ek meen, kan 'n mens oorsee se Kersfeesdisse met Suid-Afrikaanse Kersfeesdisse vergelyk? Ek dink jy kan definitief. Ek voel altyd dat ons huiskos is een van die beste en jy kan dit vergelyk met enige kosse in die wêreld. Natuurlik het hulle ander bestanddele, maar natuurlik kom dit bymekaar as 'n Kersdis. So ja, ek sal definitief sê mense kan dit definitief vergelyk met die disse van oorsee. En sê vir my, is daar 'n spesifieke dis wat jy altyd op 'n Kerstafel of 'n Kersfeestafel verkies? Sure. Ek is eerstens, ek moet sê ek is allergies vir seekos, maar ek moet sê kreef is nogal iets wat ek voel moet op die Kerstafel wees. Natuurlik vir ons hier in die Weskus is dit bietjie makliker om te kry. Maar ja, ek voel dis iets wat definitief op die Kerstafel moet wees. Kyk, ek dink jy het ons almal eintlik nou maar so half en half uitgenooi om daar by julle aan te sluit in die Weskus, soos wat dit vir my klink. So dankie vir daai uitnodiging. Ons aanvaar, ons sal net 'n paar planne maak om daar uit te kom. Maar ons is baie lief vir melktert, peppermint crisptert en ook malva pudding. So watter internasionale nageregte moet Suid-Afrikaners dalk hierdie feestyd probeer? Ek dink iets wat ek baie van hou, wat baie lig is, natuurlik Kersete is gewoonlik feestelik en ons het baie kos en almal eet van alles gewoonlik, want ons wil nie uitmis nie. So ek dink iets wat baie lig is iets soos 'n crème brûlée. Dis 'n eggkaste tipe dis wat ek dink is baie lig en dis gepas vir na 'n goeie swaar ete. So ek dink dit is iets wat mense daar aan moet dink en definitief kan maak vir Kersfees. Kyk Matthew, en dan moet ek ook byvoeg, of wil ek byvoeg en sê, wat van 'n sjokolademousse, maar ons kan dalk 'n volgende keer daaroor gesels. Ons sien jou binnekort vir daai kreef in die Weskus. Baie dankie dat jy met ons gesels het. Bly ingeskakel, want net hierna vind ons meer uit oor Live Golf, wat volgende jaar Suid-Afrika toe kom, en die musiekgroep van Koet kuier ook in die ateljee. Net hier by Goeiemôre, Good Morning. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. We're inviting motivated, business-minded individuals to explore franchise opportunities with Mike's Kitchen as we look to grow our presence in South Africa. As a Mike's Kitchen franchisee, you'll have access to our established brand, operational guidance for setting up your restaurant, marketing resources, and information about potential funding options. If you're ready to bring quality food and a family-friendly environment to your community, contact us to find out more about joining the Mike's Kitchen franchise family. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Live Golf is coming to South Africa, and the announcement here at Steyn City confirmed what we all know. Normal golf tournaments would be like classical music, Carnegie Hall. Live Golf is a real party. No doubt in March it's going to be the same thing here at Steyn City, and there's a lot of people who can't wait for it to tee off. So, a coup for South Africa in that Live Golf is coming to Steyn City. It's a coup not for just South Africa, but also for the African continent. Your thoughts? No, this is massive. Let me tell you, it's the first time on the continent Live Golf is coming to Africa, in South Africa. And I tell you, it's, as you say, it's a coup. It's going to be massive. It's like nothing that you've ever seen. This is going to be great. It's going to be big. South Africa is a great country. And as I said earlier, South Africa is mustn't underestimate our country. We live in the greatest country with the greatest weather and the greatest people. And it even got you to buy golf clubs and start playing golf once you did the Live Golf deal. I had to. I mean, like, you know, I'm sitting in them talking about golf and like, Minister, are you going to tee off? And I'm like, not today, the shoulder. Next time I don't want to lie about my shoulder. I want to just have a go. Yes, sir. What do you think it's going to mean for South Africa? I think first, golf has not really broken through to the poor people of South Africa. Golf is still viewed rightly or wrongly, I don't know, as a rich man's sport. As it is too many customs that are not, how can I say? Through. Yes, to the people. But with Live Golf, there's music blasting. It's a South African thing. I think Live Golf don't know it yet, but Live Golf has found a home. They found a capital of the whole event in South Africa.
they are not prepared for what they're going to experience. It's going to be Zulu dancing, it's going to be real dancing, it's going to be a party, it's going to, listen, the players has never experienced what they're going to experience. There's wildlife here, we've got the best weather here, you can go anywhere. South Africa is a great country. A real coup for South Africa to get Live Golf here, and then for you guys to sign on the dotted line as the sponsor. Arnold, yeah, what a special day. We love sponsorship, we love sport. It's a very natural moment for our products. And just wonderful to have a tournament of this stature coming to South Africa and for us to be able to support it. And on top of it all, Live Golf is a party, Castle-like party. It sounds like the same thing, doesn't it? Look, there's a very good natural link for us. Castle-Light has always been involved in things that are very innovative and a strong track record in entertainment, but also sports entertainment like the SAT20. And further than that, we've also been a long-standing partner of the Sunshine Tour and the Nedbank Golf Challenge. So this is a very natural environment for us, and we can't wait to bring the experience to the fans. And then, of course, there's going to be the party hall where I'm sure there'll be fountains of Castle-Light. No, absolutely. We're going to absolutely bring an amazing experience, a lot of cold refreshment, and of course, we want to encourage all our fans to use our products responsibly. There'll probably be a few of these in action in March when 54 of the world's best golfers, more than a dozen major winners, teared up here at Steyn City on the Jack Nicklaus Design Golf Course. It is designed to be a huge party and guaranteed to be one as well. En is nou tyd vir musiek en ek gesels met Van Koet wat onlangs hulle nuwe enkelsnit hande bekend gestel het. En ek moet daarom net sê, hartlike goeie môre. Lekker om julle almal hier te hê. Dankie. Julle span. Johnny. Chamonix. Ja. Ruben. En Tiaan. En ek gaan niemand se name onthou nie. So Ruben, sê net gou vir my Johnny. Hoe lank is Van Koet al aan die gang? Ons is nou so 9 jaar 'n band. Wel, ek en Ruben het hom begin daai tyd en dis daar om seker te kom hulle by. En ja, so volgende jaar is die 10 jaar, so ons wil nou groot gaan met hom. En die liedjie Hande, vertel vir my van Hande. Juist omdat julle wil groot gaan, het julle nou besluit, ons het genoeg hande bymekaar gesit, nou gaan ons net stywer bymekaar trek en die hele land van Koet laat weet. Ja, ek dink dit is net 'n lekker liedjie om te luister oor die Desember vakansie. Jy kan dit luister by jou braai. Jy kan luister as jy in die bad lê of in die see swem of wat ook al. En ja, en hy daarom nog steeds 'n mooi boodskap van liefde ook, dat jy moet volhou in liefde, maak nie saak of dit nou in die goeie of in die slegte tye is nie, solank jy net volhard sal alles goed gaan in jou verhouding. En wat het hierdie liedjie geïnspireer, of moet ek vra, wie het hierdie liedjie geïnspireer? Ons twee, ja. So, ek het die gitaarstuk so 2 jaar terug uitgefigure. Dit het my gepla was 2 jaar. En toe kon ek nooit woorde daarby sit en niks. En toe eendag toe het my vrou iets baie nice vir my en toe. Ja, net een dag, jy weet. Nie asof ek dit elke dag doen nie, maar. Ja. Maar nou is dit moeilik om saam met hierdie twee te kan werk? In die band? Ja, weet jy wat nou dat ons hier al die geheim op TV moet sê? Nee, ons geniet dit. Ons almal geniet dit om saam te travel en saam ons dinge te doen. Ek dink nie dis iets wat ons al een van ons alleen sal aanpak nie. Dus jy's lekker oor ons dit saam doen. So. Wie doen wat in die band? Ja, so ek is op drummer, Ruben is op bass, Chamonix sing en Johnny is maar elektriek. Johnny maak die geraas. Kyk, ek het al gesien, hy kan lekker geraas maak. Dankie. Ja. En as julle nie by is nie, dan doen hy amper half alles so op sy eie. Hy wil net brag, dis al wat hy wil doen. Maar klink dan nie so goed nie. En julle vibe ook as 'n groep, ek meen, julle probeer soveel as moontlik oorspronklike goedjies doen wat eie is aan Van Koet, maar julle doen ook, jy weet, lekker covers en musiek vir enige okasie. Ja, so ons ek moet sê dis waar ons nogals regtig goed in is, is met die covers, maar ons probeer dit ons eie maak. So ons sal 'n liedjie vat en dit heeltemal anders maak, as ek kan so sê. Met sekere liedjies, maar baie van die goed raak jy nie aan nie.
Die OG liedjies van die 80s moet so bly. Mense verander nie perfection nie. Nee, en dit help veral met die corporate mark en goeders, help die covers wat 'n mens doen want dit hou 'n partytjie aan die gang. Hande, waar gaan ons dit kan beluister en sien? Is dit al op digitale platforms? Elke digitale platform. Fantasties. Yes. En het julle 'n musiekvideo vir hom? Nog nie. Hy kom nog, ja. Johnny, maar ek ken ouens wat musiekvideo's maak, hoor. Ja. Ek sê dit ook so met want ek weet hierdie man is net so vlytig agter 'n kamera as wat hy voor die kamera op instrument is. Net gou-gou. Wie van julle sal julle sê is the most likely to be late for a sound check? Johnny. Ek ben net so goed ek kan daai en self antwoord vandag. Wie van julle sal die koerant haal vir iets wat niks met musiek te doen het nie? Sjoe. Hang af of dit goed of sleg is. Ja, dit gaan hier oor die tydsberekening, né? Hoe lank het ons? Kyk, julle is nou al 9 jaar aan die gang en saam, so julle behoort almal goed te weet, maar julle wil nou net baie mooi en ordentlik wees en nie daai vraag antwoord nie, maar dis okay. Ek dink miskien Tian vir een of ander vreemde Guinness World Record is dit eiers balanseer. Een of ander iets vreemd. Kyk, ek weet self nie, maar dit is definitief nie 'n nee nie. Die moontlikheid is daar. Ja. Ek wou net wel gevra het wie sal op bladsy 3 van die Sonkoerant eindig, maar wie van julle lag altyd tydens meer ernstige situasies? Ruben en Johnny. Ja, ons is nog goed daarin. Hulle het 'n kyk wat hulle vir mekaar gee en dan breek hulle net uit in 'n lag. En dan weet jy ook, okay, ons is in goeie hande, né, Johnny? Ja. Baie niks is ooit te ernstig nie. Hang af hoe laat die aand en hang af hoe ernstig. Wie van julle dink julle maak die maklikste vriende? Johnny. Ja. Hy praat te veel. Wie's verantwoordelik op toer vir die kos en seker maak dat julle pense vol is en keelgatte nie droog is nie? Gewoonlik die crowd. Daai gaan gewoonlik so. Die laaste ding. Jy weet, dan is dit jou verantwoordelikheid. Wat is die lekkerste om so saam te kan werk? Ek meen, 'n band setup en goeders is skaars in sekere opsigte, maar daar is tog ook baie, maar dit maak dit ook moeilik. Ek meen 'n ou het die hele tyd, jy weet, 4 dagboeke wat 'n ou nou moet raadpleeg en al daai goeie, maar dit bly tog lekker op die einde teenoor my wat 'n solo kunstenaar is byvoorbeeld. Ek dink wat lekker binne dit is ons is vriende langer as ons in 'n band is. Hy het my voorgestel aan my vrou. Hy het my voorgestel aan sy boetie. Maar so dit is almal regtig connect en baie close geraak en alles nou oor die jare. So dit is na 'n lang week se werk en alles moet jy weer gaan werk en jy moet jy naweek gaan sing en alles opstel en whatever dit doen, maar dit is lekker om dit te doen saam met mense wie jy liefhet en wie regtig naby jou is. En wat ook familie is, en ek kan nogal dink, jy weet, die groter bands soos die Bon Jovi's en daai ons, hulle het regtig al soos familie geword, want hulle ken mekaar se lief en leed ook. Die enigste probleem met dit dat ons so goeie vriende is, ons reël 'n oefening, maar dan breek dit altyd in 'n braai uit. Wat sou dan? Reël voortaan 'n braai wat dalk in 'n oefening gaan uitbreek. Samenie, veral wat jy weet, reël ons eintlik 'n oefening om te braai, maar om jou te kom. Wat se shows lê vir julle voor nou met Desember in die gedagte en dan ook volgende jaar? Wat is die planne vir volgende jaar? So Desember is ons net een show oor. Dis oujaars by Klein Kariba. Lekker. Die res van ons gaan 'n bietjie op verlof gaan intussen en 'n bietjie 'n breek vat. En dan Januarie is groot al. Daar kom 'n paar dinge al in Januarie. So. Ja, dis lekker. Ons gaan nog baie van Koet hoor. Ek hoop so en ek glo so. Definitief. Vat 'n lekker breek nou in Desember want meeste van ons probeer so hard as moontlik werk oor Desember, maar ek dink die blaaskans gaan nou goed doen en dan kan julle hande vat die volgende jaar en lekker die dinge doen. So hande by digitale op al die digitale platforms beskikbaar, né? Yes. Right. So Johnny en al. Baie dankie dat julle saam met ons kom kuier. Dit is van Koet gaan is dit van Koet, Van Koet, hoe moet jy dit sê? Enigeen. Alright, dit is van Koen na Van Koet. Gaan luister na Hande, nou beskikbaar op alle digitale platforms. Maak seker jy bly ook ingeskakel want net hierna is Storm en François hier van Vrede. En ja, ons het nou 'n bietjie vrede gehad, maar lyk vir my ons gaan nou 'n braai reël vir 'n rehearsal. Net hierna op Goeiemôre, good morning. Dankie dat jy saam kuier. Kom
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Welkom terug. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. En ek is vanoggend baie tevrede want hier saam met my is François en Storm van Vrede. Welkom weer eens by Goeiemôre, Good Morning julle twee. Ja, Roos, hoe gaan dit? Julle het 'n groot jaar gehad en ek moet sê, ek het gister my Apple Replay gekry en julle is hoog op my lys van liedjies wat gespeel is en ek is net so trots op julle. Is julle trots op wat julle hierdie jaar bemagtig het? Definitief. Verseker, dit was 'n groot jaar vir ons en ons is bevoorreg vir al die geleenthede wat na ons kant toe kom. Het julle die groot deurbraak hierdie jaar enigstens verwag? Want julle maak al vir 'n rukkie musiek, maar nou is dit, julle is nou op die map. Ek sal so hoop en so ook sê, ons waardeer dit. Ek sal nie sê verwag nie, ons probeer maar net musiek uitbring. Dit is die Julle werk hard en daar is nou weer verder musiek op pad van julle af. Ons het onlangs agter die skerms gaan inloer van die musiekvideo van julle nuwe enkelsnit Huis toe. So kom ons kyk gou saam. Ons is vandag hier by Alliance se studio om ons musiekvideo vir Huis toe op te neem vandag. Die song kom die 5de Desember uit. Ons is baie opgewonde daarvoor. Ek verkies live performances. Ek hou van musiekvideo's, maar ek is nie groot op die kameras nie. Dis nie my favorite ding nie, maar ja, dit is vir my altyd lekker om 'n visuele uitbeelding te kry van die song en hoe dit by mekaar inpas. Twee van ons groot helde, Chris Stapleton en Black Pumas, het hierdie musiekvideo konsep geïnspireer om 'n live recording in 'n studio
omgewing op te neem en ons wou dit so simplisties as moontlik hou om fokus oor te dra na die musiek en die woorde en net ietsie warm, 'n lekker warm gevoel te skep wat tuis voel vir mense. Jan en Clint het vandag ons gejoin, Jan op die basgitaar en Clint op tromme. En hulle speel gewoonlik saam met ons by optredes reg oor die land. En ons het 'n spesiale 2 gaste vandag saamgenooi en dit is Luke. Hy speel gereeld saam met Ilandra en Zaan Sonnekus. En dan het ons ook van die Kul gehad, wat ons die voorreg gehad het dat sy ons vandag join op die saxofoon wat deel vorm van Huis Toe. Dis die eerste keer dat ons saxofoon in 'n liedjie indruk. Die song se naam is Huis Toe. Dit is die tweede release op ons album getitel Huis Toe. Ons het hierdie album in bietjie meer as 'n week rekord. Dit het vir ons 'n rukkie gevat om te besluit hoe ons dit gaan release. Gaan dit 'n vol album wees? Gaan ons 'n EP doen? En ja, dit was 'n ongelooflike proses. Dit is my favorite plek in die wêreld, is die studio. En ja. Ek maak musiek want dit is my passie. Dis soos 'n juk binne my wat jy moet krap en maak nie saak wat ek myself mee besig hou nie. As ek by die see is, as ek werk, as ek met mense is, daar is nog steeds in die agterkant van my kop, weet ek gaan na huis toe gaan en ek gaan my gitaar optel. So, dit is 'n goeie vraag. Ek weet nie wat ons dryf om aan te hou musiek maak nie. Ek dink geld speel ook 'n klein rol, maar dit is vir my lekker. Dit is my favorite ding in die wêreld om op 'n stage te staan en te weet ek het hierdie musiek geskryf en ek dra my boodskap oor hoe ook al enigiemand dit interpreteer of hoe hulle wat dit vir hulle beteken, daai is vir my wat spesiaal is. Ek dink daar is groot hoop vir Afrikaanse en Suid-Afrikaanse musiek. Ek dink wel ons independent mark in Suid-Afrika is baie keer underutilized, verskoon nou maar die Engels, maar ek glo daar is baie hidden talent in ons land en ons hoop om deel te vorm van die sukses om musikante verder en breër te versprei. Met daai lusmakertjie kan ek nou nie wag om die musiekvideo te sien nie, maar eers kyk ek nou 'n bietjie verder met Franswa en Storm. Die liedjie Huis Toe, wat het dit geïnspireer? Ek het begin skryf met die idee dat ek het baie keer die idee van wat as ek nou kon teruggaan in tyd en sou ek iets kon verander as ek nou met my memories en met al my gedagtes weer 16 jaar oud kon wees. Wat sou gebeur? Sou ek enigiets anders gedoen het? Ek dink is nogal 'n vraag om te vra en dit op die eind van die dag is die waardering van waar jy is in die lewe. Ek voel persoonlik jou pad is geteer. Ja. Maak nie saak wat se besluite jy in die lewe maak nie, dit is wat moes gebeur het. Maar dit is interessant om terug te kyk en te dink, wat sou ek anders gedoen het? Franswa, jy en jou gesin spandeer nogal redelik bietjie tyd in Kroasie of jy het al. Is dit iets waar jy voel ek is nou op pad huis toe as jy so intoe gaan? Ek sal verseker so sê. Dit is 'n plek wat na in die hart is vir my en ek is baie bevoorreg en dankbaar vir die geleentheid om verskillende kulture in die wêreld al te kon leer ken en nuwe ervarings van ander perspektiewe te kon beleef. Maar Huis Toe het vir ons 'n meer persoonlike betekenis en ons is baie opgewonde dat in die week wat ons Huis Toe uitgereik het nou laas Vrydag, het ons ook uitgevind dat ons gaan terug Huis Toe Kaap toe volgende jaar April om 'n kantoor daai kant oop te maak. So dit is vir ons 'n groot voorreg en ons is baie dankbaar dat ons langtermyndoele kan uitwerk. Kyk vir julle, ons is nou weer terug met vrede. Bly net waar jy is.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Dis die glimlach wat bly. Gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort. Want die liefde ontferm. Gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob. Ons is hier vir jou. Jy kyk goeiemôre, good morning. Ek weet ek wag in absolute opgewondenheid vir die musiekvideo vir Vrede se nuutste enkelsnit Huis toe, maar ek wil eerstens daarby uitkom. Dit is die titel van die album en dit is blykbaar van wat ek vir julle by julle kan aflei, is 'n liedjie waarop julle baie trots is. Hoe vang die liedjie, die titelsnit Huis toe, die gevoel van julle album vas? Vir my persoonlik, Huis toe is, ek sal nou nie sê, maar dit is die sterkste song vir my op die album. En die klank wat ons gekies het, of die tipe musiek wat ons gekies het met daai spesifieke song, is iets wat ek vorentoe wil na kyk en meer musiek uitbring in daai styl. Huis toe het 'n persoonlike gelowige betekenis agter die song ook, dat hierdie lewe waar ons nou is nie die laaste, dit is nie die laaste huis waar jy is nie, en ons almal loop mekaar net huis toe. Om eventually aan die agterkant of die ander kant te kom, whatever dit beteken vir jou. Dis so mooi. Die enkelsnit is nou op die 5de bekendgestel. Ek seker mense is reeds mal daaroor, die van ons wat dit nou al gehoor het. Wanneer kan ons die album nou verwag? Ek voel asof ek julle daai vraag vra elke keer wat jy hier is, want ek wil net album. Dis 'n baie goeie vraag. Ons het nog een enkelsnit wat ter oploop van die album se uitreiking gaan uitkom, en ek glo dit is in middel Februarie, en dan die 1 Mei sal die volledige album beskikbaar wees. Ek dink dis 8 liedjies. Fransja doen ons distribusie ook.
So hy ken So hy weet presies wanneer wat ken die uitkom. tips en tricks. Ja. Net gou om jou af te sluit, waar kan ons kykers julle volg om die nuwe musiek te kry sodra dit uitkom en dan ook om uit te vind wanneer julle gaan gig en so voort? Ons is op sosiale media as Official Vrede en ons musiek is op alle digitale platforms beskikbaar, so Spotify, YouTube, Apple Music en Deezer. En ja, ons het 4 optredes in die Kaap hierdie Desember vakansie, so ons is baie opgewonde en dit sal op ons sosiale blaaie beskikbaar wees. Ons hou vir julle dop. Ja, daar het julle dit vrede hier by ons in die ateljee op Goeiemôre Good Morning. Die oomblik het uiteindelik aangebreek dat ons nou na die musiekvideo vir huis toe na kan kyk. Dankie dat jy saam gekuier het. Die antwoord bly nee as ek jonger was en geweet het wat ek nou eers verstaan. Luister as dit net ek of borrel die dinge om ons. Jy sê dan altyd alles val in plek gegee sodat ons waardeer. En ons samen loop mekaar net huis toe. Sou ek iets verander as ek nou kon teruggaan, is dieper in die hande. Waar kies jy jou baan as ek jonger was? My keuse sou ek beter kon raam. Vir elke deur wat jy toemaak, word daar nog een opgesluit. En die son sou nooit so vol nie. Ons sê dankie vir die reën, sou iets verander. En ons samen loop mekaar net huis toe. Verskillend baie, solank liefde jou beheer.
dit as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.